So ek dink die vis skuif redelik uit daai koue water uit. En die val dan is groot, so hulle kan daar in die warm water inskuif. En daai water wat uit die Wilgerivier uitkom is 2 of 3 grade kouer is die Vaalrivier se warm derde. En ek kry 'n bronsmedalje en ek gaan terug huis en ek sê vir Mandy, dit is nie so moeilik. En ek het teruggegaan en vir 12 maande het ek nooit weer tussen daai top 3 gekom. En toe het ek besef ek moet gaan oefen. Nou hoor jy klak, dan weet jy sit die eerste een. As jy die tweede keer hoor klak, dan weet jy sit die tweede een. Wat jy stop kan bring jy 2 kapies uit en gooi hulle in die net. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Alright, welkom terug by nog 'n episode van The Original Podcast. Is vandag episode 100, so dit is vir ons 'n groot celebration aan hierdie kant. Ons kan nie glo dat ons dit gemaak het tot hier toe nie. As mens kyk na die statistiek van podcasts en goed so dit, maak bitter min dit na so episode 20, 25, nou ons doen vandag episode 100. So ek hoop julle gaan vandag se episode geniet. Dis 'n episode wat ons al 'n rukkie probeer beplan het en dit lyk of uiteindelik die tegniese kant uitgesorteer is. Maar voordat ons verder gaan, Dad, welkom by die podcast. Dankie Sakkie, ja baie geluk. Ek dink is aan jou kant 'n moerse prestasie om 100 episodes te kon doen en soos ons net nou uitgewerk het, jy het 100 gedoen in 106 weke. So oor 2 jaar was daar net 6 weke wat daar nie 'n podcast was nie. So ek dink baie wel dan en ek dink die hengelaars die kant almal gaan vir jou regtig sê dankie. Ek dink hulle waardeer dit en hulle geniet dit. Ag maar dis 'n span. Ek sal nou nie 'n whisky saand jou drink vandag daarop nie, maar ek drink maar 'n Red Bull en dit is 'n groot ene. So ons rekord hierdie net vir 'n bietjie konteks, ons rekord hierdie nou 'n bietjie in die oggend, net om seker te maak dat ons hierdie episode uitkry. Maar in elk geval, voordat ons verder gaan, kom ons verwelkom gou ons gaste, soos julle kan seker sien op die skerm met ons vir Gideon, baie bekende gesig op die podcast, en dan het ons 'n bietjie van 'n nuwe gesig, Barend Breed. Dit is 'n hengelaar wat ons vreeslik baie navraag voor gekry het en ons het probeer om hom op te kry en ons het uiteindelik die tegniese goed uitgesorteer. So Barend, welkom by The Original Podcast. Dankie Sakkie, dankie oom. Gideon, ons sê maar vir jou, hallo. Jy's al 'n presenter, jy's al 'n bekende gesig. So ek dink meeste van die ouens sal jou ken, maar ek moet jou ook wel verwelkom. Dankie dat jy ons bietjie help vandag om hierdie episode uit te bring. Dankie Sakkie, ja, ek sê net hier van 'n IT perspektief af, net om Barend op die show te kry. Nie dat ek enige dit van IT nie. Dat vir die eerste keer in jou lewe, Gideon, voel jy soos die IT boffin. Ja. Dis Gideon die IT ou. Ja. Alright. Maar julle met so met tyd. Sorry, dink ek nou weet, as ek en Gideon, ons het altyd mekaar so langs die water gesien, en maar daai een trippie wat hy en Herman en Elsie saam gaan doen het in die Oranje-rivier, bring jy baie nader as vriende, en dit maak dit soveel gemakliker, so partykeer is die afloop van gebeure, kom dit maar tot op 'n punt, en is dit eintlik lekker om hier saam met hom te sit. Ja. Ek dink dis iets wat baie keer gebeur is daar waar mens ken mense so goed langs die hengelwater dat jy ken hulle nie buite die hengel nie. En as jy hulle ewesklik in die regte lewe sien, as ek dit so kan stel, voel dit amper vreemd. Dit voel asof dit 'n kompleet vreemdeling is en dit is lekker as daai twee net 'n bietjie kan oorvleuel. Ek moet sê toe ek en Barend en Elsie en Herman soos saam gaan vis met. Ons het in 'n klein huisie saam gebly en dit was so asof ons al jare lank vriende is. Saam gebraai, saam vis gevang, saam gekuier en dit was as jy 'n badkamer kan deel, is jy vriende. Never mind die badkamer. Hy sê hulle het saam in 'n klein huisie gebly. Ja, dit was 'n klein huisie. Ek het Herman het 'n dubbelstekker klein huisie. Wie het hoog geslaap, jy of Herman? Wie was die braaf een wat onder geslaap het? Nou, Herman se rug was daai tyd baie seer van al die rooi en goeters, so het hy onder geslaap. Ek gelukkig is ek en Elsie van skool af vriende, want behalwe vir die 2 bankerbeds was daar net 'n dubbelbed hoor. So wie was die groot lepel en wie was die klein lepel, Barend? Ons praat nie uit nie. Altyd van jou is 2 groot lepels. Geen klein lepel in daai verhouding nie. 2 opskep lepels.
Wag ons julle sê nou so van dit is as jy die mense buite die hengel sien. Dit is my so lekker gewees toe ek in Suid-Afrika toe was. Toe ek van die gaste in regte lewe ontmoet het, want baie van die gaste wat ons al episodes mee gedoen het ek nog net op 'n skerm gesien. Ek het hulle nog nooit regtig in persoon ontmoet en met hulle gesels en goed dit. Dit was my so lekker gewees ons nou in Suid-Afrika met daai gooi dag. Toe ek net daar rondloop en ek kan actually met die mense gesels en een van die gaste wat ons gehad het op die podcast, my pa praat met hom en my pa sê vir my, hy sê vir my, maar weet jy wie is die? En ek sê toe vir hom, nee, ek weet, my pa sê, het hom op die podcast gehad. Ja. En toe sê ek so, God, om Johan met Ton. Toe pa met Johan met Ton gesels. En want die prentjie wat 'n mens sien op die skerm is nie noodwendig, jy kan nie die proporsies sien in regte lewe nie, as ek dit so kan stel. Hy was aansienlik kleiner as wat ek gedink het hy is. Jy bedoel korter. Ja. Ja, wel, in visvang praat ons maar van korter. Ons gaan nie praat van kleiner of groter. Ja, hy's 'n paar skouers aan hom wat redelik fris is. Ja, met daai gooi dag, ons staan so en hy gooi toe en hy gooi daar by die meeste, hy het by die meesters gegooi net dit. Ek dink hy het by die veterane gegooi. Maar hy gooi so, eers like die ouens, een van die ouens het langs my, hy sê, ja, maar hy klein mannetjie gooi. Klein mannetjie kan gooi. Ek is net soos, ja. Maar anyways, alright, so is uit oude gewoonte uit, as ons 'n nuwe gas op die podcast het, vra ons maar net gewoonlik bietjie van 'n hengelgeskiedenis. Waaraan as jy gou vir ons het kan hardloop waar jou hengel begin het, wat jy al bereik het en goed so dat die luisteraars by die huis net 'n bietjie van 'n beter idee het van waar jy vandaan kom. Ja, kyk Sakkie, ek hengel eintlik maar van dat ek my oë oop gemaak het. My ouers was verskriklik lief vir visvang. Dit kom eintlik van my oupa se kant af, ek het hom nooit geken nie. Hy was ook barend geweest en as ek nou reg verstaan van my ma af, was hy letterlik elke naweek langs die dam geweest. En ek dink daai liefde het maar net so oorgekom en so ek sê was bevoorreg dat my pa ook tot vandag toe lief is vir visvang. En ek sê nou praat ek in Gideon, so ek dink baie keer is 'n mens net gebore met 'n talent om te kan hengel. En daarvoor kan mense ook maar net die Here voor dankie sê, want dit is maar 'n liefde. Ek sê as spot altyd so langs die water as ons met die jonger juniortjies werk en sê ek baie mense kan rugby speel, ander kan krieket speel en ander kan visvang. So as dit jou talent is, moet jy dit voluit doen. Maar ek het eers in my lewe begin kompeteer met hengel toe ek 28 is, maar so ek sê my agtergrond van hengel was klaar daar gewees alhoewel dit nie kompeterend was nie en was baie bevoorreg in my lewe in hierdie laaste 12 jaar wat ek te doen het om alles te bereik wat ek wou bereik en ek dink waarvan die hoogtepunte is maar altyd Protea klere en dan wou ek maar bitter graag 'n Region 5 toernooi gewen het en maar deur dit het ek die kampioen van kampioene gewen in die Promania. So nee, ek is regtig bevoorreg gewees in my lewe om regtig geseën te wees om baie van die toernooie te wen. En ek dink daar's min mense wat seker weet dat jy ook nasionale klere vir twee lande het. Dit is so oom. Dit is feite. Ons het ek dink jy daarso ek ken dit nie. Ek weet nie daai storie nie. Hy's 'n Aussie in murg en been. Hy gaan nou met ons Engels praat. Waarom dit was 'n Aussie nie. Dit was vir Australië of Nieu-Seeland. Nee, Australië. Ja, en hy die toernooi daar gewen as ek reg is. Vir ons sê mense is daar gewees en soos Gideon weet Gideon is nou, ek en Elf het altyd so gepraat en gesê ons wonder wie gaan die volgende goeie hengelaar word in hierdie laaste paar jare het ons vir Gideon dopgehou, maar dit is net absolute talent wat die Here vir jou gegee het, want jy kan dit nie anders te beskryf nie. Ek was 'n baie jong seun gewees en soos ek sê ons het altyd familiekompetisies gehou. Was altyd toe ek hier by 7-8 jaar oud, daar was altyd 'n bekleier en wie se span moet ek wees. Want hulle het altyd gesê weet as jy kan haring gooi waar jy wil, jy gaan 'n vis vang. So ek glo regtig dit is is 'n talent waarmee jy gebore is. Absoluut met 'n mens oefen. Kyk, soos ek en Gideon praat ook nou distansie speel 'n groot rol, akkurate hengel speel 'n groot rol en dit is iets wat jy moet inoefen. Maar as jy dit saam met 'n talent gekry het, dan kyk jy gaan baie goed doen in die kompeterende sport. Maar boonbehalwe vir kompeterend is ek baie lief vir sosiale hengel ook en ek het dit in Gideon ook nou gesien, weet ek Elsie, Gideon en Herman toe ons daar was. Jy kan sien wanneer iemand 'n regtig 'n liefde het vir hengel en hy het groot geword met dit. Dit is daai 5 uur in die oggende opstaan, harde klippe gaan loop daar tussen die koppe, bootjies insit. Jy kan sien wie wil visvang en wie wil nie visvang. Ons het eintlik al op die podcast gehad waar ons gepraat het van ons kry van hierdie kompeterende hengelaars wat net hengel as hulle kompeterende hengel. En dit is dan kom dit neer op hulle is
kompeterende mense. Dit gaan vir hulle oor die kompetisie, dit gaan vir hulle oor ietsies bereik. Dit gaan nie vir hulle oor noodwendig oor net die uit en uit oor die liefde van die sport nie. Ek gebruik byvoorbeeld 'n voorbeeld as ek nou 'n bietjie weg van die visvang kan kom met Formule 1. Jy kry daai Nico Rosberg wat toe hy wêreldkampioen geword het, toe tree hy af. Dus hy het bereik wat hy kan bereik. Hy kan niks meer bereik as wêreldkampioen in Formule 1 nie. En hy het afgetree. En wat mense net sê, dan kyk jy na iemand soos 'n Fernando Alonso wat 42 is. En dan vra hulle vir hom, gaan jy volgende jaar jaag? En dan sê soos as hulle vir my 'n seat gee, is ek daar. Nee, want dis 'n ou wat hy hou van die leefstyl, hy hou van die sport. Dit gaan nie vir hom oor om op die top om bo te wees nie. Dit gaan vir hom om deel te neem. Dit gaan vir hom om die sport te beoefen. En daar's verskeie van daai ouens in ons sport. Ek weet van 'n hele klomp wat Protea klere gekry het en gesê ek het bereik wat ek wil, ek is nou klaar. Ja. En ek sê dis van die tipiese voorbeeld van 'n ou wat nie 'n hengelaar is nie. Daar's van die ouens wat altyd praat van ja, hulle jaag hoede of hulle jaag badges en sulke goed. En hy wil net die hoed of die badge en dan wil hy aanbeweeg. En dit is dis As hy nog klaar maak en hy sê hy gaan verder hengel, weet ek praat nou van sosiaal, kan ek dit verstaan want ek is lief vir dit, maar ek het al van mense gehoor wat kompeterend ophou hengel en hou hulle totaliteit op met dit. Ja, hy hou op, hy het nie eens weer 'n visstok nie. Ek dink hengel is te veel in ons bloed. Ja, nee. Ek dink dis hoekom ons so baie van sosiale hengel hou, want ek en Barend het langs die dam groot geword. Ons het as kinders vis gevang. En dit is ons eerste exposure aan visvang is ons het sosiaal vis gevang. Ons het saam met families gaan visvang. Ons het nou wel ek het nou wel baie in 'n klap vis gevang. Maar dit was 'n groot sosiale klap. Dit was nie 'n kompeterende klap wat jy nou op 'n hengel vir die sportman van die jaar en sulke goeders. Dit was 'n familieklap. Ja, want dit is nog steeds 'n familie-outing. Ja. As mens mooi daaraan dink, is Gideon eintlik net 'n baie goeie sosiale hengelaar. Ja, die Premier Finals het dit so gevoel hoor. Ja, nee. Ons het die foto's op Facebook gesien. Ek het die week mense gehad wat my gevra het jy uitgepas of het jy maar net 'n bietjie gelê en rus? Maar vir hulle nee. Jy rus nog na daai 300 van die SA's. Ja. Dis maar dit is rof. Ek het nie gedink dat hierdie tyd van die jaar dit nog kan gebeur waar jy so sukkel nie. Is maar die hoeveelheid water deur die dam dink ek persoonlik en aan daai kant is maar koue water wat inkom. So ek dink die vis skuif redelik uit daai koue water uit. Ek meen die val dan is groot, so hulle kan daar nie in die warm water inskuif. Ek meen daai water wat uit die Wilgerivier uitkom is 2 of 3 grade kouer is die Valrivier se water. So en dan daar's baie natuurlike kos vir die vis. Ek meen ons het video's van op Facebook gesien en van klomproepe gekry waar die vis letterlik lyk of dit spons soos hulle teen die kant eet. En jy kan sien hulle sterk vind so uit die water uit. So dit letterlik besig om te eet. So ek meen hulle het baie natuurlike kos wat hulle nou kry. Daai flouties en neertjies wat ons van in die dam gooi wil hulle niks van weet nie. Ek dink daai temperatuur ding is glad nie vir hulle 'n issue nie, Gideon, want die temperatuur van die water tussen die oefendag en die dag die toernooi aan die gang is en was dieselfde en julle het tog groot sakke gevang daar met die spanne dag. Ja, ek dink die probleem is ek wil sê 90% van die vis wat op die oefendag op die spanne dag gevang is babas. En net so weer die Saterdag in die semifinaal. So daar het net eenvoudig in 3 dae nie voer in daai water ingegaan nie. So dit is nie soos 'n bloemel wat jy nou klomp karpies en marries en goed kan vang en almal voer 4 kg voer 'n dag nie. Daar het geen voer in daai water ingegaan. Ja. So daai vis het net nooit ingekom nie. It's crazy. Alright, kom ons ek wil gou Barend, kom ons kom 'n bietjie terug gaan na jou toe. Ons wil 'n bietjie met jou gesels oor ons het al met Gideon hierdie onderwerp gehad en ek wil 'n bietjie met jou ook rondom dit gesels. Wat sal jy sê maak jou so konstant goed? Hoe perform jy so konstant op so hoë level? As jy nou vir 'n sosiale hengelaar nou 'n bietjie kan tips gee. Hoe kan hulle probeer om meer konstant beter te doen by die water? Wat sal jy sê? Kyk, ek dink hengel is baie soos fietsry. En ek sê dit so baie. Ek het net in my beginjare toe ek nou besluit ek wil kompeterend hengel. En baie mense dink dit is maklik. Ek het net so
verhaal vertel. Toe ek 28, so sê ek, weet ek net gesocial, maar ek het in my kop geglo, ek is baie goed. Want tussen die ouens saam met wie ek gesocial het, was ek beter. En toe soek ek 'n hengelklap, en daai tyd was dit Aquawal gewees, en ek kry daai tyd iemand wat doen, hy sê hy korte penmat, kom by die klapkompetisie, maar daai heel eerste klapkompetisie toe kom ek derde. En ek kry 'n bronsmedalje en ek gaan terug huis en ek sê vir Mandy, dit is nie so moeilik. En ek het teruggegaan en vir 12 maande het ek nooit weer tussen daai top 3 gekom nie. En toe het ek besef ek moet gaan oefen. En Mandy gee skool, so ek het vir graad 1 op daai tyd, ek het dan nou hula hoops gaan vat en ek het op 'n rugbyveld vir maande gaan oefen om akkuraat te gooi. Want ek was baie bevoorreg geweest in die klub of in die distrik waar ek is, die ligas en goed wat ek gehengel het, was om Robert daar. En ek het so 'n paar pointers by hom gevat, maar ek het ook besef ek moet gaan leer om in te haak, ek moet leer om baie akkuraat te gooi. So ek het baie vroeër in my lewe dit baie beter gedoen as die ouens wat op daai stadium kompeterend gehengel het, omdat ek dit gaan oefen het. En ek het so 3 keer 'n week gaan leer om akkuraat te hengel in hula hoops. En daar julle weet self, val ons op hierdie stadium nie so nie, maar daar was 'n tyd gewees, of is daar jong grassies, of is daar 'n klomp marries waar daar is. En op daai stadium as 'n ou nie kan akkuraat nie, julle weet self 'n marrie moet teen 'n meter by 'n meter radius vang om oor die 100 te kan vang. En dan sit jy langs van daai mense, dan vang jy 80 tot 100 vis en dan sit die ou langs jou vang hy 20. En dit is nie 'n bytprobleem nie. Hulle gooi net nie akkuraat. So ek vir enige iemand wat nou begin, ek wil sê, en ek sê altyd vir die mense wat ook kompeterend wil begin hengel en wat wel begin, skryf jou eerste jaar af. Kry vir jou 'n goeie vriendekring, kry die regte manier van stroppe en al die tegniese goed en dan gaan oefen jy. Jy moet casting oefen om ver te gooi, nog steeds akkuraat te kan gooi en jy moet leer om baie naby akkuraat te gooi. En wat ek ook vroeg in my lewe agtergekom het, ek het een keer by Biermans toevallig daai jare gesit, toe vang iemand op, ek dink daai tyd was dit so 17 meter vis. En ek as hengelaar het nie daai tyd besef jy kan so naby hengel nie, maar gelukkig het dit met my gebeur net toe ek begin hengel en toe het ek dadelik besef jy kan op baie naby afstande vis vang. So dan mens moet regtig, en om 'n allrounder te wees, moet jy alle aspekte van hengel kan doen. Ek sê altyd, as die marries die dag byt, moet jy net kan marries vang. As daar karpies is, moet jy kan karpies vang, en as daar babers is, moet jy kan babers vang. Jy kan nie jouself net in een groepie goed maak. As jy 'n goeie karphengelaar is, gaan jy nooit kompeteer en kan hengel op hierdie stadium, maar daar's baie daar waar daai karps net nie byt nie, dan moet jy iets anders te kan vang. Jy moet baie maklik kan aanpas. Ja. En ek dink dis dalk een van daai goed waar as mense sien Barend of Elsie doen goed, dan dink die ouens altyd okay, babers, want ek dink julle dit is ietsie waar julle in regtig goed is. Julle is soos in kookwater en dit. Maar dis nie dat julle bang is vir die dag as die marries byt nie. As jy gaan kyk na die resultate en die goed, dis nie altyd die toernooi word nie gewen met daai groot babers. Wel, dit help. Gaan kyk na ons SA's. Ek meen, as ouens dit gesê het, hulle wil in LC en Barend se sone sit, omdat hulle so groot is, hulle gedink hierdie manne is stadiger om fiks. En ek meen op die laaste dag 30 van SA's het LC en Barend, ek dink julle 170, 171 vis gevang. Ja. Op 'n pet, so ek meen 170, 171 bymekaar, en ek dink julle die sone gewen soos julle wil daai dag. Ja. So, weet, ja. Dit is baie vis wat opskep lepels. Ja, kyk, en dis miskien omdat jy baie mense dink jy moet vinnig wees om vinnig vis te vang. Jy moet net alles die eerste keer reg doen. En as jy dit afgegooi het, is dit 2-3 minute gone. Ons het die naweek was ek en Lia nou by Dwayne Webb se troue gewees. En daar by die onthaal toe sit klein Giano mens, sit hy daar by ons in gesels. En hy sê van ja, maar hy is net te stadig en hy's te onfiks en dis hoekom hy nie baie vis kan vang nie. Hy's nou daarom net om vir die mense, ja, hy's nou okay, maar net om te plaas vir die luisteraars by ja. Dis nou hy word 15 of is 15. En ek het vir hom gesê dit gaan glad nie oor fiksheid nie. Ek sê gebruik toe vir hom spesifiek die voorbeeld. Ek sê vir hom kom ons vat vir Jumbo. Jumbo was definitief nie fiks nie. Jumbo is definitief nie vinnig nie, maar Jumbo is konstant gewees. Jy begin, jy kry jouself 'n ritme en jy hou daai ritme vir 8 ure of vir hoeveel ure jy moet hengel. Dit is wat jy moet doen. Dit gaan nie oor hardloop in, hardloop uit, maak daai nie. Kry jouself 'n spesifieke ritme in en dan moet jy net kan aanhou. En soos wat Barend nou daar sê, as jy daai ding konstant op daai kolletjie sit en jy's presies, daai wat hy verder sê van jy moet dit die eerste keer reg doen. Dalk nie gooi
op die kolletjie en jy vang dadelik 'n vis. Nou vat dit jou 3 gooi om hom weer op die kolletjie te kry. So dit is definitief, dis absoluut waar wat Barend hulle daar sê. En 'n ritme is ook belangrik soos ons nou gesê het. Ek weet jy dat nie jy vang met een stok al jou vis nie, jy moet met 2 stokke daai ritme hê. Ek moet sê dat ek kry jy dink aan daai oomblik video. Ek dink aan daai video wat ek dink nou aan daai video wat van jou met die essas wat net vir ons gestuur het. Ons het dit op die podcast gespeel. Daai dag toe jy daai klomp vis gevang het. Dit was nie 'n video waar jy jou bene afhardloop en alles die vinnigste wat jy moontlik kan doen nie. Jy het net soos jy gesê het, jy het die hele tyd alles gedoen en jy het dit akkuraat en korrek gedoen. Jy het nie 'n fout gemaak nie, want as jy daai fout maak, dit is wanneer goed begin inkry. Jy het daai ritme gevang, dit was konstant, dit was egalig, dit was net repeatable. En ek dink dit is wat 'n groot verskil maak. En mense moet dit kan doen of jou vis op 'n minuut byt, 5 minute byt, 10 minute byt, 20 minute byt. As jy deur 8 ure kan gaan sonder om daai foute te maak, is dit net op 'n einde van die dag beter. Weet jy nou mense met rarig jy gaan daar mense met rarig wil hê om te wen. En as 'n mens dit nie inkoop, want dit is die gedeelte van kompeterende dinge wat ek dink baie belangrik is. Jy het nou al vir omspinsie opgehaat. Weet, mind over matter speel 'n baie groot rol, maar jy moet 'n regte wilskrag hê om te wen. Want daai nasionale proewe wat Gideon so goed gedoen het, hy kon al lank op gehou visvang het, maar hy het vir homself al daai oggend 'n doelwit gesit om baie vis te vang. En ek meen hy het nog steeds, ek seker dat die NASA nou met hy ten minste met 80 na 100 vis te gewen, so hy kon lankal terughou, maar in sy mindset van hengelaar hou hy net nooit op nie. En ek is baie dieselfde deur my lewe ook gewees. Ek sny so af dat ek gee nie om wat die ouens langs my vang nie. Ek hou net nie om vandag self op met visvang nie. Jy moet regtig jou beste gee en ek vat dit nou terug na hierdie jaar toe en nou Gideon sit nou langs my maar af laas jaar, ja, dis die jaar nog. Toe ons die essas gehengel het. As 'n mens opgee, gaan hy nooit wen nie. Ons Vrystaaters was so ver agter gewees. Ek dink ons was 33 punte agter die laaste dag, maar nog steeds het al 12 laities daai oggend opgestaan en ons kon gesê het, weet jy, ons is so ver agter, jy kan nie weer meer wen nie, maar jy moet nog steeds as 'n wenner opstaan en jou beste gaan gee. So mens moet net nooit, dis ek sê mens moet regtig wilskrag hê en jy moet fight vir wat jy wil hê. Daar's klomp ouens tans in Suid-Afrika wat op 'n baie hoë vlak kan hengel en as jy jouself daarbo wil kry, gaan jy moet effort insit en jy gaan moet die wilskrag hê om te sê ek gaan eendag een van die beter of die bestes in Suid-Afrika wees. En op daai punt, daai vroeg oppak storie is ook nie 'n ding wat 'n mens moet doen nie. Ons het dit al hoeveel keer gesien waar mense by 'n kompetisie of ietsie dan veral met klapkompetisies waar die ouens maar redelik vroeg oppak as hulle nie vis kry nie. En dan hierso teen sy 11:00, 12:00 kan dan ewe skielik dan so die ligte gaan net aan en dan as hulle na die watslaams kyk, as hulle na die punte kyk na die einde van die toernooi toe, dan sit die ouens also met 'n sak van 15, 20 vis want hulle het 11:00 huis toe gery. Daai tipe ding. Ek onthou per toeval verlede jaar het ons by Trigard Elite gehad. Een van daai waar ek geblank het. Ons was ek dink 17 hengelaars en van die 17 hengelaars het een ou een vis gehad. Nee, 2 ouens het 1 vis gehad. En in die laaste 5 minute toe vang die een ou nog 'n vis en die ander ou vang 2 vis. Daar was op daai stadium toe nou 3 nette. Die ou wat die 2 visse op die einde gevang het, wen, want hy het toe nou 3 vis. Die ou wat daai ander enetjie gekry het hier op die einde, hy het toe nou 2 vis en die ander ou wat in die middag gevis gekry het, is derde. Die res van ons nooit 'n byt gehad nie. Maar soveel ouens sal kom en sê, hoorie so, daar's 15 minute oor, ek gaan begin oppak en ek gaan my stokke uittrek. In daai laaste 15 minute het daai ou daai toernooi gewen. Dit was net 2 visies wat hy bygekry het, maar een op die een stok, een op die ander stok en dit het vir hom die verskil gemaak. In die boot, ek en Mane al hoeveel keer dit gehad, waar hier by 2 uur, dan sê sy is nou moeg, hy sê ek haas nie 'n manier nie. Dan sê sy, ja, maar sy gaan begin wegpak, hy sê ek los, ons het genoeg tyd om by die boot, om by die lanceerplek weer te kom, so gaan aan, vang net nog daai 1 of 2 vis, en hoeveel keer dit gebeur, daar maar daai 104 kilos gehad, en daai tipe goed, ek sê, as sy opgehou toe sy wou ophou, het sy op 97 geëindig. En dis sommer net vir 'n ou se eie, sê net maar jou eie ego, vir jou eie, dit vir die bragging right, ek het 100 kilos gevang.
Nee, en as jy nie gegaan het tot op die einde nie, het jy geëindig op 97. Ja. Ek dink soos myself ook. Meeste ouens pak al voor die tyd op, sit hulle stok op hulle spaarstand. Ek sou wil ek jou die laaste nog oppak by die dam, want ek hengel tot op die einde. Ek hengel tot 3 uur. Ek begin al 5 minute voor 3 gou paar goeie skoonmaak en regmaak. Maar meestal in die tyd vang ek 'n klomp vis in daai laaste halfuur. So dis kom ek los al my goed soos ek hengel, los ek dit uit ewen my spaarstokke, want as ek in daai laaste halfuur afgooi, wil ek net 'n spaarstok kan vat en gou gooi op myself te koel. Jy moet bly glo, Mandy sê ook altyd vir my dat as so 5 minute oor is, want sy gaan maar meerderheid van die kere saam met my as sy nie self hengel is. Dat sit so 5 minute voor 3 as sy gaan staan by jou stokke. Want jy weet nooit. Ja. En dit het al gebeur dat ek al gehad. Ja, Ek het jare terug het ek 'n proef gehengel. Sentraal Gauteng proewe gehengel en dit was presies daai ding. En ek het nie 'n byt gehad vir die dag nie. En ek gaan staan so by die stokke. En ek maak my oë so toe en ek bid en ek sê liewe Jesus, hoekom het hierdie nou op my pad gekom? En ek staan so almal nie dit al gedoen nie. Ek staan so en ek bid en ek sê amen en ek maak my oë so oop en soos ek my oë oop maak, dan gaan hy polisieman, né? Dat nooit vergeet die by koppies. Dit was by koppies gewees. En daar boef, vang ek 1 kaap en met daai 1 kaap kry ek 'n tweede of 'n derde in die sone en ek's in die A-span en dit gaan aan. Weet dan sê ou net, as ek nie daar was nie, nou hoeter het geblaas, paar sekondes later, dan gebeur dit soos met Gideon. Hoeveel keer het ons nou al gehoor, dan sê Gideon, net toe die hoeter blaas, kyk hierdie groot baber wat ek gevang het. Dan is dit net te laat, en as hy net betyds was, en dit help nie, hy byt betyds en jy's nie daar nie, jy's agter by die trailer besig om jou goed weg te pak. Ja, presies. Maar ek sê, as jy die geloof het om te bid, dan moet jy maar by jou stokke staan. Ja, jy bid en jy kyk ander rigting. Exactly. Absoluut. Ek moet sê, as 'n junior was ek ten minste gelukkig geweest. My pa het nie agter my gesit nie, want my pa het gaan hengel het. So hulle het my laaste kom optel, want my pa het gewoonlik het my ma die kar gehad, so dan sal my pa gaan kry, want my pa die trailer, en dan kom hulle na my toe. So ek het goeie 45 minutes na 3 uur om op te pak. So 3 uur, as jy daar by die juniors sit, dan kyk jy so, dan is almal opgepak, hulle soos Gideon sê, hulle stokke staan op paar stok stands. Dan sit ek nog daar, so my kas is nog nie, my botteltjies staan nog so gereed, daar so stroppe is gelaai. Ek het 45 minute om te wag voordat my pa my kom optel. So ek dink dit was maar iets wat in my kop gebly het, ewen selfs na dit, is dat ek se mag gehengel het tot 3 uur toe, en na dit dan pak 'n mens maar op. Drink hulle koue bier. Ek het ons laaste junior. Nee, na die tyd, ek praat van na junior. So ek praat nou so van toe junior is, ons vang, kyk, Appie se ou Bendrey en sy een meisiekind Arnies vang ook so goed vis. En ek sien hulle nou op die SA's ook so goed gedoen. Maar ons vang laas jaar 'n proewe ook hier in Valdam, en kyk, die penkoppies hou mos nou al so 1 uur op vis vang. En maar daai dag was 'n lekker mislike dag, en dit is weer bewolk en is reënerig. En ek ry ons pak toe so saam op, en ek ry so saam met Aapman want ek moet vir Mandy gaan haal by die dames, en ek sien Aapie is daar die kar my beklei, kyk, dis daai kinders nooit opgepak hier nie. Hy sê toe, hy so vir hulle kyk, net toe steek net die oë uit soos wat hulle swemmend te kere gaan in daai water. Ek het so gelag daai dag. Dit was dit weer. Ja, dit was so snaaks geweest. Dink ek, ja, as die kinders het, kyk, vir hulle is dit daai paar ure wat hulle oor het na die tyd, en die seniors hengel nog, en hulle gedien het. Ja, kan dit imagine. Maar ons moet nog een of ander tyd dan met AP episode doen in die nuwe jaar. Ja, maar ek wil regtig graag met die klomp, met iemand wat by die Australië trippie was gesels. Ek het dit glad nog nie gehoor wat het daar aangegaan nie. Kyk, dit was moeilik geweest. Josef het gewikter daar in Australië, so hy het baie goed. Dan kan ons ook maar met Josef 'n episode doen. Dan kan dit eintlik ook 'n goeie call wees. Hy sê dit was so moeilik geweest. Ek dink hy het 5 visse vir die 3 dae gevang en gewen. Yes. Ja. Dis ver vlieg vir 5 vis. Kyk, is 5 groot vis, maar dis Ek het 20,000 tog hoor ek maklik. Maar ek sal dit ook betaal. Tog hoor ek hoor van die ouens het soos 10 vis gehad op 'n dag. Ek weet nie of dit nou in die oefendae of dit by meesters nie. Dit was by meesters, ja. Is dit maar ervaring. Absoluut.
Dis hoekom julle nou nog oefen. Wat 'n handicap gaan ons daarin werk. Ek moet met die reverse handicap daarin werk. Absoluut. Gideon nie Iewers weer is daai ons topiek iets met opbring die- nie. Gideon het so lank gewag om daai topiek nou uit te kry. Dan nie ou wonde oopkrap nie. Ja. Maar Gideon, jy sal R20,000 betaal vir daai vis. Dan moet jy maar hier na my toe kom. Dit is baie goedkoper om hierdie Mekong catfish te vang. Hulle is net so groot. Definitief goedkoper as R20,000 te vis. Yes, en niks snaaks nie. Maar hy goed trek daar 'n bietjie anders as 'n Kaap. Ek dink dis volgende week of die week daarna is dit bietjie my verjaarsdag geskenk se tyd om weer bietjie te gaan. So ek is weer besig om 'n gou groepie ouens bymekaar te kry om weer bietjie te gaan boks. Bietjie terug in die ring te klim. Ja, ek sal vir jou sê, al daai vis daar by hulle man, daai goed dit hulle weet net hierso moet jy fight anders word jy geëet. Yes man. Dit is vol, daai goed is regtig. Julle moet nou sien hier by ons die Kaap sit nou by twee van die damme wat die ouens nou vis, groot damme nou, nie van daai ponds nie. Waar die Kaaps nou parasiete in goed kry. Soos as jy hulle het foto's van as jy die mond binne die mond kyk, het hulle sulke goggas wat in hulle mond is en as jy hulle kiewe hier oopmaak dan kan jy sien daai kiewe alles is vol van die goed. So. So dis nogal 'n scary ding dat 'n mens so uitbreek kan kry in so groot damme. Nou sê hulle kan daai vis glad nie eet nie. So dis nou een van daai goed wat doen hulle met die damme? So nou wil hulle al daai vis net uithaal en restock. En dis seker die enigste manier hoe jy daai kan uitkry. Of kry een of ander iets dat jy vis kan behandel, die water kan behandel. Daai vis sal as dit 'n parasiet is, kry iets wat die parasiet doodmaak, 'n doder of 'n ding. Ja, ek dink dit is iets wat Suid-Afrikaners baie keer nie verstaan hoe lucky julle is met die gesonde vissery wat ons eintlik het in Suid-Afrika nie. Ons weet die nette ouens maak dit moeilik, maar op die einde van die dag is dit kan aansienlik erger wees. Ja, wel ek dink meeste van ons besef hoe geseënd is ons met die natuur en met die damme wat ons het. Ek en Barends nog meer geseënd, ons bly nog naby aan die Valdam ook. Soos om Morne Mostert en Havens, hulle bly in Pretoria, hulle het 2 ure om by die dam te kom. Ons het so 0:30, 45 meter dan soos by die Valdam. Hoekom stoot jou bakkie? En ons ry nie so vinnig soos oom nie. Nee, hier is daar van jou na Jan toe is wat 15 minute. Dit is 'n vrou se kar hy 5 minute. Ja, so 25 meter dan sê ek daar. Ja, Ek sien hom Jan vrou se kar is 5 minutes. Ek sien hom Jan net verkoop en hy's op pad oor see het hy gesê. Ek het gehoor en hy het gesê dat maar ek het nog nie gehoor dat die goed toe nou deur gegaan het of enigiets nie. Ek het nou so 2 weke terug met hom gepraat, toe sê hy nee, dis basically 'n done deal. Want ek wou geboek het vir 'n klap kom daar, sê nee, is basically 'n done deal. Ek dink hy sê nou gevlieg het. Hulle vlieg nou een of ander tyd. O, okay. Ek weet dit was die plan en hy gesê dat hy het 'n koper en maar ek het ek het eintlik lanklaas met hom gepraat. Ek moet hom 'n bietjie 'n lei gee. En dan sien ek Ardenza was ook vir 'n goeie prys in die mark gewees. Ek het gesien, ek het nogal gewonder of jy hom nie gaan koop nie. Jy wil mos val dan toe. Ek wil val dan toe, maar ja. Ek wil nog hier werk vir my geld. Ek kan nie geld, dis nog nie my aftrede nie. Nog 'n bietjie jonk. Ek probeer nou kyk of ek daai foto kan kry van daai Kaap. Sê vir my als Barend, Alsie. as jy nou moet as ons terugkom na die hengel toe. Sê wat is vir jou 'n gunsteling dag? Baie vis, maddies vang naby hengel, babers vang. Wat is jou as jy nou jou favourite dag moet beskryf? Kyk sosiaal sal ek sê 'n lekker mooi dag waar ek op die rivier kan gaan groot bekke vang of kan gaan groot babers vang. Maar in kompeterende hengel hou ek daarvan as die weer baie omgekrap is. Dit moet bewolk wees en die wind moet 30-40 km/h waai. Dit is en hopelik in jou gesig. Dit is want die enige vis dan maak dit nie so weet alhoewel ons nou die babers teiken op so 'n dag by die jonger vis ook.
En weet ek het maar 'n stelsel hoe ek hengel, so ek sal baie keer voerbolle gooi afhangende nou wat se oewer, kom ons sê van 45 of 65 en vang 'n paar babers as hulle ophou by, dan kom ek terug na my voer toe. So ek het nie ek as mens omdat ek 'n kompeterende hengelaar is, het ek nie 'n voorkeur nie. As ek moet maddies vang ek hulle, maar ek is lief om hulle te vang. As ek moet karp vang op 125 dan doen ek dit. Dit is met mens moet doen, kompeterend moet jy doen wat jy moet doen om te wen. Dis ook maar ek nou gesê het, weet mens moet rarig 'n mindset kry van, want as mense nie hou van, kan ek sê slegte weer nie, en hy staan na oggend op en dit reën en die wind waai, kom hy so negatief by daai water aan dat hy nie kan kompeteer nie. Jy moet rarig 'n all-rounder wees as dit kom by hengel om goed te kan kompeteer. En ek dink rarig weet vir enige jong hengelaar wat begin en self weet en mense sê nou op die hoogste vlak kompeteer, maar selfs as jy 'n klapkampioen wil word, moet jy jou mindset so kry laat weer nie jou moet affekteer nie. As jy by daai dam kom en die wind dis windstil en dit is vuur warm, maar maak jy plan die hengel nader of jy wag bietjie langer vir 'n vis. Jy moet rarig aanpasbaar wees om bo uit te kom. Ek dink rarig die top hengelaars, jy kan enige van die top 10 nou in die land vra. Ek dink nie weer speel vir hulle enigstens 'n rol nie. Hy wil net vis vang. Ek moet bysê ek self is een van daai ouens wat ek het nog altyd 'n motto, when the going get tough, the tough get going. So dit is vir my hoe moeiliker die omstandighede is, hoe meer geniet ek dit, want dan weet ek die ander ouens gaan sit in die kar, hy wil nie nat reën nie, hy wil nie in die wind sit nie, en dan is ek op my happieste. Dis my happy place. Ja, dis waar. Ek moet sê, nou vandat ek in Vietnam is waar ons nou die rainy season en die goed hierso het, dink ek sal die reënhengel baie meer geniet en baie makliker kan doen. Ek dink is nog iets wat jy moet dit amper half gewoond raak. Ek dink dis amper dat dit 'n skill moet wees om in daai tipe van omstandighede te hengel, om rustig en gemaklik te kan wees so in rowwe reën. Ek bedoel, as ek dink aan voordat ek Vietnam toe gekom het, my pa was altyd daai ene wat, my pa het gelove om in die reën te hengel, en ek het in die kar gaan sit. Dit was vir my onaangenaam, ek het nie van dit gehou nie, dit was vir my nie, ek het dit gedoen tot 'n mate. Ek dink ek het dit meer gedoen as 90% van die ander mense, maar dan kom dit op 'n punt waar dit raak te veel vir my, en dan sal ek in die kar gaan sit. Ek praat nie van proeves en goed so dit nie. Proeves en goed so dit so ek gehengel het met irrespekte van dit, maar as ons gesê maar 'n klapkompetisie gehad het, dan het ek so gesê, weet jy wat, ek kom op 'n punt, dan gaan sit ek in die kar en ek gaan chat met my ma, en dan as ek 'n byt kry, dan sal ek nou uithardloop en gaan hengel, maar my pa sal letterlik al by sy kas staan en dit geniet. En ek dink nie ek het dit so seer geniet as 'n jonger hengelaar nie. Maar nou dat 'n mens met die reën dit gewoond is, ek bedoel nou met die rainy season is die goed wat ons hierso het jy vir 6 maande reën. So as jy uitgaan dan dit gaan 10 toe aan reën as jy ry. En jy ry op 'n motorfiets, so jy het nie 'n keuse om jy kan nie wegkruip vir die reën nie. So reën word net maar half deel van jou lewe, en ek dink nou dat mense dit so gewoond is, reën pla my nie. Nou vra die mense vir my, maar die rainy season irriteer dit jou nie? Ek soos nee, want dis deel van jou daaglikse lewe, en ek dink vir die top hengelaars, of dit nou reën of nie reën nie, dit maak aan hulle gemak glad nie 'n verskil nie, of die wind 30 of 40 km/h waai, dit maak aan jou gemak glad nie 'n verskil nie, want jy kan in daai weer kan jy nog steeds jou gooi, jy kan nog steeds jou akkuraatheid doen. Ek wil kyk vir Gideon, ek dink as daar 'n 30 of 40 km/h wind waai van vooraf, gaan dit Gideon nie so kniehalter laat hy nie kan hengel. Hulle gaan nie kan sê ja, maar hy gooi nie nog steeds ver nie, want hy gaan nog steeds 90% van die mense outcast, en hy gaan dit gemaklik doen. Waar ek, wat nie is maar 'n groot caster is nie, as daai wind begin 30-40 km/h waai, gaan ek regtig begin sukkel om distansies te gooi waar ek kan gemaklik hengel. So dit kom ek dink jy moet gemaklik wees in daai tipe van reën, in daai weer. Ek dink die groot ding ook wat mense, as die wind so waai, baie min mense besef baie keer, as die wind so waai, daai dam die mekaar, die vis is nie baie sensitief aan gewig nie. As die wind so die mekaar is, kan jy 'n groot gewig gooi. Ek dink dis waar baie mense ook die fout maak, as hulle probeer nog steeds 'n klein gewig gooi, en affekteer die wind hulle baie meer. As die wind waai, ek en waar dat ons gooi groot sinkers. Hoe sterker die wind, hoe groter die sinker. Ja. Dis maar dit. En dan ander ding is, ek val vanaf ek 'n laaitjie is vis, en is dit al het ek gesosiaal in 'n reën, het ek nog steeds vis gevang. As dit ek reën papnat, ek vang vis, en ek het net visvang so baie geniet. Ek weet al hierdie wind gewaai, storm gehaal, en ons het vis gevang, as dit gereën, en ons het nie eens 'n kompetisie of enigiets, ons het net gesocial. Okay, kom ek gooi gou een na julle toe. As dit so reën,
Wat maak jy om 'n floutie en 'n deegie en goed ordentlik te haak? Haak reismiere. As dit in werk is al gewoonlik vir my beter. So ek like om 'n wurmpie en so te hengel as reën. Maar ek vat gewoonlik as ek sien dit gaan reën, vat ek 4 of 5 handdoeke saam dam toe. En dan obviously sit jou sambreel reg bo jou stand. Maar ek vat 4 of 5 droë handdoeke saam dam toe, want daar's niks moeiliker om 'n deegie aan te sit as jou hande nat is nie. Nee, jy kan nie. Dis hoekom ek die vraag vra, want ek weet daar's party mense wat hulle kan daarom spaar om sien ek as hulle gooi as jy 'n trekkie stuk deeg gaan daai na deeg soms so die kant toe of daai kant toe. Ja nee, dis wat ek ook sê. Dieselfde met 'n floutie. Dis die vinnigste dat jy hoek se wegdruk in jou vinger. As jy hom so daai harde floutie so vat en volgens pop hy net so hier onderuit. Zip wat sit daai hoek so in jou vinger. Nee, ek het al gesmaal vir jou ouens. Ek wil nog sien dat Gideon 'n floutie gooi as dit reën. Ja, ons gooi dit as dit reën. Partykeer is dit reën en die babers nie buite, partykeer is dit reën as dit koud, dan bly babers eet nie. Maar flouties en deegies gooi. Ja, op 'n ry op hy rietvleisdrop is daar 2 muurtjies in 'n floute. Ja. Ja. Ja, dis Ander ding wat ek ook kan sê wat ek nou al as 'n norm nooit meer hengel nie, behalwe as dit reën, is ek baie lief om dan 'n mieliepytjie te haak, want hy haak maklik. Nou haak vinnig en as jy daai ding begin inhengel dan dis sekerlik die enigste tyd wat ek mieliepitte sal gegooi omtrent is as dit regtig nou reën. Tog ons sê dis wat milies eet. Dis nie so by Ja. hierdie. Ja nee. Ek weet nie waar my pa die milies gaan kry nie. As jy Eerste keer nee, maar jy gaan nie onthou nie. Ja, maar ek wil eers vertel. Die eerste keer dat ek aan 'n berry se fabriek rondloop, kom ons daar by die mielie raak en ek kyk na hierdie mielie en ek kyk na hierdie mielie. Hy vra my, "Waar kom die mielie sê?" Ek sê, "Wat verseet milies?" Hy sê, "Nee, is net hoenders wat milies eet." Ja, ek het 'n gesegde, maar ons sal dit nie nou deel. Ja, dit is definitief nie 'n PG friendly gesegde wat my pa daar het nie. Sy maar baie daardie tyd vertel. Ja. Maar ja, wat's nou ons wat die milies betref, laat ek sê, ek weet nie waar my pa milies gaan kry nie, maar ons het altyd maar botteltjie milies in die nouskoon. Maar dis definitief nie in my pa se kas of in sy trommeltjie of iets. Dis die eerste regtig Ja, maar die nouskoon is daar darm. Weet julle meer vrae? Ek self is nie iemand wat kompeterend hengel met pitte nie, maar ons het een SA's gevang by Sandveld. En ek en Elsie het gewekter daai jaar, ek dink ek was 4de. En weet ons hengel as penmat. En ons het daai visse net met pitte gevang. Met bloekompitte daai tyd. Want ek sê en van daardie ek het nog al 'n ding in my kop om te sê as jy op 'n sosiale oewer gaan hengel waar daar konstant gevoer word, dink ek is pitte actually 'n baie goeie aas. As jy Mianzi toe moet gaan in daai plekke waar die mense regtig voer naweek in en naweek uit. Daai vis is gekondisioneer op pitte, maar as jy na Jackie Lenner toe gaan, miskien nie. Hy was ek nie 'n pit. Ja. So ek dink 'n pit het 'n plek. Ek is baie lief om te suisel vir die groter karpe in die riviere en ek is lief om hulle met pitte te vang. Barend ons het ek dink dit was hier in 1992 daar rond, het ons die SA's gehengel onder in North End Lake daar in PE. En ek het toe ons soontoe gaan, ons het voor die tyd geweet, daai vis eet net mielies. En ek is letterlik soontoe met 25 liter emmers mielies in die trailer. Nee? Amandel, banana, caramel, garlic en dan so eie een wat ons gemaak het. Nee? En elke aand het die span ouens gekom en het hulle sulke emmertjies gehad. Dan kom maak hulle emmers vol. Hulle emmertjies vol. Ons die SA gehengel, Eddie Newman was my penmaat. Ons het die hele SA nooit 'n moetiekas uit die kar gehaal nie, glad nie. Daai dam het sulke vreeslike walle en goed, so dis terrible. So ons het 'n tafeltjie gehad wat tussen ons gestaan het. Daai tyd het ons nog nie droë voer gehad nie. So ons het 'n 42 liter Coleman cooler vol crush gemaak in die aand. Jy kook daai mikrogolfoorde dat daai goed pak op soos Gideon se vacuum cleaners. Nee? Maar in alle geval dan maak jy hom totdat die mikrogolf stop, dan weet jy moet nou staan en afkoel.
Dan kook ons maar weer en so gaan ons aan. Al vat ons 'n tafel, dan sit ons daai Coleman koeler so dwars op die tafel en die 5 emmertjies staan nie. Sit jy 'n bol aan, dan sit net pit en dan vat jy hom en jy gooi hom. Ons die op 25-30 meter gehengel, dan hoor jy klak. Ons besemstokkies gevat, 'n besemstok gevat, dis nou so sulke stukkies. Draai 'n skroefie bo in daai skroeaies, buig hom oop laat hy nou 'n hakkie is, net so effens haak. Haak jy hom net hier voor jou katrol. Dan hoor jy klak, dan weet jy daar sit die eerste een. As jy die tweede keer hoor klak, dan weet jy daar sit die tweede een. Wat jy stok en bring jy daai 2 kapies uit en gooi hulle in die net. En so dit daaraan gaan. Dit was terrible. Yes, like nee, dit was wild. Maar ons het daar nooit 'n ander Pa lag altyd vir ouens op die light tackle bout wat met hulle goedjies hengel. Maar nou hoor klink dit my pa. Dit het my pa hulle geleer daai tyd. Nee, dit was van dood eenvoudig net dat jy weet wanneer daar 2 is. Dan weet jy intussen kan jy staan en stroppe reg kry. My pa was vreeslik bekommerd geweest en toe hulle nou bootliggaam moes gaan hengel het en hulle met die LTB boot lyn hengel. Dit so 'n groen-geel kleurlyn is. My pa sê ek kan hom nie sien nie. hoe hengel jy op die boot sonder want jy kan nie wat se naam polismandjies aansit nie. Dis onnodig. En maar gewoonlik met die lyn wat ons het, kan hy die lyn sien. Nou kan hy nie die lyn sien nie. Dis sê ek vir my, hy moet al vir my goedjies op die lyn sit, dat hy maar kan sien as hy buite het. Ek sien nie die sentraal Gauteng manne met hulle klokkies. Ek sien nie, ek is nog nie op die klokkies nie. Ek kan my nie daar kan wins nie. Ek het vir ons 'n stel klokkies. Ja, maar daar's nie 'n manier nie. Sit hulle nou om Dobby se nek, of weet jy ons dan waar is Dobby? Ek dink hy het een om sy nek. Ja. Maar in elk geval. Alright, Barend, die jaar wat voorlê 2026, sien julle uit na enige spesifieke toernooie? Hoe lyk die hengel wat voorlê vir julle? Kyk, ek dink kyk, soos ek sê, ons begin nou met ons proewe einde Januarie. Dis altyd vir my baie lekker om dit te hê, want ons Vrystaat hengel proewe ligas alles op een dag. Om ons naweke, hulle het 'n baie goeie stelsel gekry wat jy ligas en proewe sommer op dieselfde dag hengel. En dit maak ook jou onkostes baie minder. So nou, jy ry een naweek Bloemhof toe, jy proef en jy vang liga. En dan, so dit is vir my altyd lekker, want dit is 'n klap aangeleentheid. En dan net daarna, ek geniet dit verskriklik om saam met my vrou na haar SA's toe te gaan. Ek is love it. Want ja, in die jare kon ek nooit saam gegaan het en nou dat ek die geleentheid het om saam te gaan, hou ek baie daarvan. En dan Maart maand is ons SA's en ons gaan nou vir ons 10de keer vir goud, so ek hoop nou hierdie Gautengers, kyk, hulle is lus vir ons, maar hopelik trek ons hom nog so een keer deur vir daai 10 jaar. Waar is julle SA's hierdie jaar? Leeuplaas. So dit gaan 'n stryd wees, dit gaan 'n lekker fight wees, maar dis hoekom ons dit doen. Ons moet nou nog kyk, wanneer gaan ons 'n naweek kan kry vir daai toernooi dat ons van nou die hele tyd so praat. Ons moet dit regtig 'n bietjie begin probeer doen. Ons moet dalk 'n bietjie met Barend gesels hoor wat sy opinie. Ek sê ons hoor dit nie meer van daai toernooi nie. Maar jy het gehoor van dit. Jy het gehoor van wat ons wil doen. Ja, so, wanneer ek daai een geluister, ja. Nee, is reg, ons moet definitief bietjie werk maak met dit, want ek dink dit kan 'n interessante klein toernooitjie dingetjie word wat so een keer 'n jaar gehengel gaan word. En my penmaats weer ook nou besig om te recover. Hulle het toe nog gekry wat fout is met hom. Jy het gesê ja. Een movies en hiersteen gehad. Ja. Kyk maar daai Herman is so taaf soos 'n ratel. 16 mil, 18 mil hiersteen. Om vir daai tyd goodness. Ja. En hoe het hulle gesukkel om dit agter te kom? Nee, maar ek is so groot, ek kan hom sien met 'n verkyker. Ja, so nodig nie. Die eerste dokter het hom actually gespot of gesien, die eerste CT scan het dit opgetel. Want die dokter wat hy sien het in 'n ander rigting beweeg en vanaf het hulle geghost hand en hier op die einde het hy nou 'n chirurg gesien. So ja. Het een van julle al 'n hiersteen gehad? Ja, ek het en dit was nie lekker. Ek het nou 2 keer ek het een hiersteen, dis een steen. Maar hy 2 keer beweeg as ek dit so kan stel. So ek het 2 episodes gehad met een steen. Jo, nee, kyk. Dis nie iets wat mense jou grootste vyand voor
toewens nie. Jy sê Gideon, hierdie ouens drink te min. Ek sien. Ek dink die probleem hier by my is dis so warm, 'n mens jy dink jy drink baie water. Jy dink jy drink genoeg water, maar dit is net water op sy eie is glad nie voldoende hierso nie. So byvoorbeeld die bottel wat ek nou hierso by my het, ek het definitief 'n bietjie whisky hier by. Die whisky maak regtig dat die water 'n bietjie beter. Nee, 'n mens moet elektrolyte saam met hom drink. Jy kan nie die skoon water net so drink nie. Op regtig warm dae moet mense maar elektrolyt bysit en dis maar deur die dokter wat mense dit agtergekom het waar mense sê luister 2 liter bottel is nie of 2 liter water 'n dag is nie genoeg hier nie. Dit is net jy sweet net al die sout en die goed sweet mense uit. So mense moet dit terugkry en dit is toe op 'n einde van die dag wat dit maar veroorsaak. Okay. Julle is lucky daarso waar julle lekker moderate weer het. Mense sweet nie jouself simpel nie. So hierso moet mense maar ander triks en ander goed doen om gesond te bly. So dit is maar hoekom sulke goed inkriep. Ja. Baren, laas nog 'n ding wat ek by jou wil hoor. Jou favourite ding vir kompeterende karpengel. Daai is ja binne moet hengel, favourite aas. Kom, is ook maar tyd van die jaar, maar ek verkies harde aanhuisluit met 'n lang deeg. Maar daar's 'n sekere tyd van die jaar waar daai net op wurms byt, so dan vang julle maar ek is baie lief om met my wurms op te stel, die presentation baie mooi is. So baie keer sit ek 'n single enetjie aan of baie keer 2 karibas in hulle lengte en dan net met 'n kyk as ek met wurms hengel sit ek 'n garlic sagte flout vooraan. Maar die flout is eintlik maar net om die wurm mooi in plek te hou. Wat is daai hoekkarklip? Wat is daai hoek sal jy gebruik vir daai met die Ek wurms? gebruik net nommer 2, daai ietjies. Van 'n Maddie hengel? Dieselfde, nommer 2 dieselfde. Nee, ek verander nie. Kyk, ek het kort bottompies wat met ou vise of 0.8 gehengel word, maar dit is as daai maddies regtig begin byt, gaan ek dadelik weer terug na 2 toe. Want jy katrol hulle net soveel vinniger uit en jou hoek ratio is so vinniger uit. Sê gebeur van Barry? Ek sê nou die hoek soveel makliker uit. Daai klein goedjies, ou kan dan ek het nie dik vingers nie, maar freak dit. Ou kan dan spartel. Wel, hy nooit 2 so groot as 'n gaff, so jy haal hom soos 'n gaff uit. So korrek. Ek sien baie mense maak die groot fout om met te lig gewiggies te hengel as die vis begin byt. As jy moet kyk ek vang nou nie met my ligste gewig in my kas is 'n 1.5. Dit is my ligste gewig. Want daar gaan ek groter. Want as daai visie so vinnig begin byt en maak nie saak as jy nou op 20 of 25 of 40 meter hengel nie. Jy vang baie makliker dubbels met 'n swaarder gewig want daai jong visie kan nie jou gewig skuif. As jy met 'n noddag gooi swem daai 200 gram vis die hele dam vol. Ja, dit is en dit is klein goedjies wat mense net moet aanpas, maar ek dink baie mense het was so gekondisioneer 'n tydperk terug dat hulle het altyd gesê so lig as moontlik, so ver as moontlik. En ek dink baie mense kom nie uit daai mindset uit nie. Ons gooi 130 gram gewigte as dit moet. Ja. En as jy met karp vang met 'n lang bottom, dan gooi jy nog steeds 130 gram uit, want as jy daar moet uitkom, moet jy daar uitkom. Ek weet Oudet, Gideon se vrou steekie strykyster weg by die huis. Die van so Woensdag af mag word die strykyster weggesteek want sy is so bang Gideon laai daai ding in die trailer. Sit hom agter in die bakkie op pad dam toe daai naweek. Weet man, Dit is die enigste gewig wat swaarder kan wees as Gideon se grootste gewig. Dit wat jy nou sê Gideon of Baren, as ek dit 'n week terugbring na die ligte gryboot toe, waar ek en Leon nou saam hengel. Ons sit daar en Steven het my so tyd terug het hy my convinced. Ons nou maar altyd gewone slide-ons gebruik op 'n stroppie whatever jy gemaklik mee is. In alle geval toe kom Steven sê vir nee my oom, jy moet met 'n spring hengel, dit spring sonder 'n gewig. Yes like ek sê wag laat ek hierdie ding probeer. Spring sonder 'n gewig, sit daai bol aan want jy hengel mos nie ver nie. Vat hom, sit hom neer en just like ek vang 'n klompie vis daai dag. En dit was seker hierso by omtrent 11:00 se kant. Skielik daar is my vis weg. Intussen sit Lia hier langs my. Sy het 'n slide-on nommer 2 op. En sy gooi daai slide-on nommer 2. Nou sê ek vir my vrou, dit maak nie sin nie. Jy hengel net hier wat ook al. Eers like en dan vang Lia vis en dan vang Lia vis en dan vang Lia vis.
En sy het regtig goed gedoen vir die res van die dag. En daai aand toe ons nou in die rondawel is en ons sit bietjie en dink oor die stories, toe dink ek, ek wonder nou daarvan. Nou het ek daai springs, ek almal stukkend geknip en afgehaal en weer pypies opgesit. Ek sal dit weer terug met 'n gewig. Ek het ook net dood eenvoudig besef, dit maak eenvoudig net nie 'n verskil nie. Ek dink as Vaaldam lank nou nie 'n invloei gehad het nie, en daai sluk sak af daar spesifiek in die omgewing waar ons gewoonlik gaan lê, dan is daar baie sluk. Dan kan 'n ou miskien daarna kyk. Maar soos hierdie tyd van die jaar waar daar 'n stroom is, daai sluk is so sag, dit spoel af. Ja, maar ek en dit is definitief. Nee, kyk kom ek en waar my mindset verander het en weer eens dit het gelukkig gebeur toe ek nog 'n baie jong hengelaar of jong kompeterende hengelaar was, het ek baie vriende gehad wat spesie gehengel. Nou hulle vang op daai 500-600 meters met 'n 250 gram grapnel. Nou as jy 'n 20 kg karp kan flous met 'n halwe baksteen, hoekom wil ons die kilogram karpies in die val dan vang met ligte gewig? Maar hulle het daarom 'n lang hoeklyn. Ja, maar nee, ek verstaan dit, maar die gewig sit nie die vis af nie. En dieselfde is wat ek vir mense sê, as jy met 'n knot hengel, en ek het dit baie keer vir juniors gesê, en kyk, daar's nie eintlik 'n reg en 'n verkeerd nie, maar daar's baie mense wat so glo in die knot, en dit is weer eens, jy glo so aan, jy kan nie uit jou comfort zone uit hengel nie. Maar as jy hy hengel nog steeds met net te spring. Ja, en maar wat by die ouens sê, as ek 'n 1.5 gooi, kom ons sê op 65 meter, en ek sit 'n groter, sagter bolletjie aan, en ek sit hom mooi in die klip neer, val ek baie sagter, en my voer kom vinniger af. Nou gooi party mense knot, maar nou moet jy die bal so hard maak om hom nie af te gooi nie. So na 5 minute in die water, wie sin is en actually op die einde van die dag die ligste, my 1.5 wat alleen lê en die voer is af, of jou knot wat se bolletjie nie blus nie, jy vang 3 visse met dieselfde bol. Joune is definitief swaarder as myne onder water. Om terug te kom op wat Baron sê, hy vang partykeer met 'n ou 5 of 'n ou 8. Al wanneer ons met daai klein hoekies vang en kom ons sê 'n kleiner sinkertjie vang, is wanneer die vis regtig baie moeilik is. Jy kry van daai dae waar die wind glad nie baie nie en daai vis, jy kan sien die polisieman het beweeg maar hy los hom. Dan sal 'n mens gaan na 'n klein sinkertjie toe en 'n klein hoekie toe. En baie keer dan voor daai vis besef hy's gehak, dan haak hy 'n hoekie op. Waar met die groter hoekie en die groter sinker, dink ek partykeer dan besef jy wag, hier's iets aan los hy. Dis wanneer die polisieman dit doen. 100%. Maar ek hengel 99% van die tyd met 'n 1.5 en 'n nommer 2 hoek. En as die wind waai, groter. Dis iets wat ek al gesien het met Gideon. Ek weet dat hy is nie bang om groot gewigte te gooi nie. Dat toe ons junior was waar ons geleer was, het hulle altyd gesê daai wat Barend nou sê van so lig as moontlik, so ver as moontlik. Dit was maar die mentaliteit gewees wat die Aaspan ouens ons daai tyd nou maar probeer leer het, en dis hoekom ons daai tyd ons met 'n UFO gehengel. Ja. Hoeveel daai UFO geweeg? 9 gram? 8 gram. 8 gram gewiggie. As ek kan sê dat ek het met my junior jare was dit 90% van die tyd as jy na my toe gekom het ek met daai 8 gram gewiggie gehengel. Dit was hoe ons dit gedoen het. Dit was maar een van daai dinge. Ek weet nie of jy die gewiggie geken het nie, maar hy het letterlik soos 'n vleiende pierentjie gelyk. Jy weet, soos 'n diamant, langerige diamant wat op sy kant lê. Die gaatjie dan net in die middel deur. So hy het vir jou lekker plekkie gehad waar jy bol op kon sit. En dan het jy hom gevat en ons daai goed gehengel, dit was enorm. Dit was ons gewig vir baie jare. Ja, toe ek nie gewerk het, nie ek oorgeslaan na 'n bol 6 toe, selfs as 'n P3. Ja. Toe ek begin provinsiaal hengel, ons omtrent wanneer Sakkie ook provinsiaal gehengel het as junior, toe daai ons ook met specials gehengel, toe ek al gekom het met 2 of 2.5. Nou die special wat ons nou maar ken as 'n special, dis 'n UFO met 'n pypie. Ja, met daai tot die bo. Maar dit was maar half 'n era van Dewald van der Walt en ouens wat hulle het met bots gehengel en met ou uit hoekies. En dit 7 pond hoeklyntjie en daai goeters. Dit was my want ons moes 100 stroppe SA's te Bloemhof toe vat met ou uit. Ek kon dit nooit verstaan nie. Noem of daai 3 kg kaps met ou uit gaan vang. Ja. Nie sin gemaak. Nee, ek het met daai UFO
Raai UFO gewiggie van my. 100 stop net so teruggebring. Ja. Maar daai UFO gewiggie van ons, nou hengel ons SA's Bloemhof. Dan kom my kaptein en my bestuurder, dan sit hulle vir my 'n bol aan, dan sit hulle die bol aan die verkeerde kant van die gewig. Dan kry jy vir jy hak daai strop en daai strop op die gewig lê bo hier bo die bol af. Ouens, julle weet hoe lyk 'n hoekie wat bo is, nê? Die sweweltjie gly. Dit is nie moeilik om agter te kom wat se kant die bokant van die strop is en wat se kant die onderkant van die strop is. Nee, hierdie goed is kak, jy moet 'n pypie dingetjie op en ek het gesê ek kan hom mee fish. Ek was gemaklik met dit gewees. En dit was Weet jy, dit is wat Engels uniek maak. Ek dink ek sit baie keer en dink die dag as ons nou moet ophou hengel en ons gaan as kom ons sê ons is nou so 70 as ons so lank gespaar is en jy kan terug gaan water toe. Dink ek gaan 'n klomp goed weer verander het in daai tyd. Ek dink so het elke generasie nou maar sy eie maniertjies wat hy het en want ek sien eintlik uit om eendag terug te gaan dam toe in die juniors te gaan kyk want ek dink dinge pas so aan en weet as ek vat net stokke. Dit is insane waantoe hulle op pad is met visstokke. Nee, dit is absoluut waar daai wat jy sê. En 'n ding wat my regtig nou begin vang is genuine, ou kan nou nie by verbykom nie, maar die ouderdom. Hoe 'n ou moet aanpas met daai tipe goed rondom jou ouderdom. Jy kan net nie meer. Ek kan nie daai stokke wat jy gooi. Ek kan nie daai goed laat werk nie. Ek kan nie daai ding kry dat hy die aksie kry of die reaksie kry wat jy uit hom kry nie. En dit is 'n massiewe aanpassing. Ja, ek kan glo en baie, maar weet ek sê baie keer vir Elsie ook, kyk ons is lief vir vis en ek glo ons gaan dit doen so lank soos wat ons gespaar is, maar daar gaan definitief ek het al klaar begin vrede maak. Ons gaan nou 'n bietjie middel 40 se kant toe. So jy gaan op iewers in die lewe kom wat jy gaan moet besef jou era is ook nou verby en ek is nie daai persoon om te sê ek wil vir ewig wen nie. Dit is vir my lekker om te sien as daar nuwe goeie hengelaars is. Ek wil gou julle dink vertel hoe mindset snaaks is. Ek het alles gewen toe ek jonger was. Ek was regtig bevoorreg geweest, maar ek kon nie Protea klere kry nie. Ek kan deur 'n jaar van 'n kampioen van kampioene wen. Ek sal 'n pro, ek sal wen wat ek wil. Dan kom ek op 'n nasionale proe en kry ek nie Protea klere. En ek het so 'n mentaliteit gehad van wen dat ek vergeet het om vir ander mense te geluk te sê as hulle in my nasionale spanne is. En nie eers eintlik vergeet nie, want jy in jou eie kop het gedink jy's goed. En van daar af toe ek het nou besef, is eintlik maar die Here wat vir my gesê het, maak net vrede met dit. En toe elke keer as daai Protea span uitkom aan bel ek daai ouens. Dan sê ek vir hulle well done dat julle in daai Protea span is. En dit het 2 jaar daarna, toe ek 2 keer in 'n ry in die Protea span. Want baie keer moet 'n mens net terugstaan en vir die ander mense sê well done. Jy gaan nie altyd wen nie. Dis onmoontlik. Ek sê nog altyd, dit is vir my die heel belangrikste van alles. Ek sal altyd, irrespekte van waar, ek sal altyd in die oggens ek by 'n dam kom. Eerste ding wat ek doen is ek stop my kar, ek sluit af en ek loop na die ouens toe links en regs van my en ek gaan groet hulle. Ek sê vir hulle, hallo, as hulle my nie ken nie, sê ek vir hulle wie ek is. Laat ek weet wie hulle is en hulle weet wie ek is en ek kan 'n ou op die naam noem. En maar dieselfde, ek sal gewoonlik ook as ek in 'n sone verband is, sal ek probeer om die hele sone te gaan groet. In alle geval dan vanmiddag gaan sal ek absoluut 'n punt daarvan maak. Jy weet teen 10 voor kwart voor, weet jy wie het goed gedoen? Stap na die ou toe, skud sy hand, sê van well done, jy het vandag besonder goed gedoen. Maar bitter selde gebeur het dat iemand na my toe stap en vir my sê, hoorie, well done. Nou, ou kan sê, dit is omdat ek lanklaas goed gedoen het. Maar in die tyd toe ek goed gedoen, dis goed wat nie gebeur nie, en mense kan dit maar aanleer. Geef vir 'n ou die erkenning wat hom toekom. Dis hoekom moet ook nooit 'n suur gat wees en as jy die dag nou geslip het in jou kar klim en daar wegspin nie. Klim jou, vat jou trots, gaan so na die inweeg toe, gaan wens daai ouens wat vandag goed gedoen het in hierdie moeilike omstandighede. Wens hulle geluk. Hulle verdien dit. Al is dit met 1 vis, al is dit met 10 vis. Dit maak nie saak nie. Daai ou het net so hard gewerk soos jy. Dit is Ja, sportmanskap. ja. Absoluut. Alright manne, ek dink die tyd ons is 'n bietjie gevang. Ek dink ons moet hierdie 100ste episode nou 'n bietjie afsluit. Dit was nou vir my regtig lekker geweest om hierdie episode op so 'n manier of om 'n jaar so af te gesluit het. Ek dink dit was regtig 'n lekker chat geweest.
Dis die eerste keer dat ons 4 mense op 'n podcast. Dis die eerste keer dat ons nou 4 mense het, nee, hè? Ja. Ons het nou al 3 gehad. Dis die eerste keer dat ons nou die 4 gaste het en ek dink dit het redelik maklik gewerk. So kom ons begin. Barend, ek wil vir jou baie dankie sê dat jy die moeite uit jou tyd uit jou dag het gevat het om na Gideon toe te gaan om die episode vir ons te help realiseer. Ek dink die luisteraars, dis jy's 'n gas wat die luisteraars regtig 'n klomp keer al vir gevra het en ons het gesê dat ons wil hy opkry en ons het probeer en dit is lekker dat ons dit uiteindelik gekry het. So dankie vir die inligting wat jy met ons gedeel het. Nee, is 'n groot plesier, Sakkie. Dankie vir julle ook. Ek dink regtig julle het 'n platform geskep vir die mense om bietjie te luister en ek sê altyd, weet jy, dit is nou een ding, hengel is iets wat maak nie saak wat jou agtergrond is nie. As jy daarvan hou om 'n polisieman te sien uit die water uitkom, is hengel vir jou. Dit bring regtig diversie hele gemeenskappe bymekaar. Weet, as jy by die dam kom, gee jy nie om wat is jou ou se agtergrond. As jy hou van visvang, is hy jou vriend. En ek moet sê dit is wat hengel baie baie lekker maak. En dan Gideon wil ek vir jou dankie sê. Jy het nou daarso by die werk vir ons lekker plekkie gemaak om te rekord, tyd uit jou dag uitgehaal. Ons weet hierdie tyd van die jaar is dit besig vir julle klomp, so ek wil vir jou dankie sê dat jy 'n bietjie tyd uitgehaal het. Dus deur die loop van die 100 episodes het jy regtig al baie moeite vir die episode vir die podcast gedoen. So ek sê hierdie podcast is regtig 'n span poging. Dit gaan nie ek het nie alleen kan doen nie en van die mense soos jy en goed maak dit regtig vir ons maklik. Jy's iemand wat ons op 'n laaste minuut gou 'n knoppie kan druk en sê ag, hoorie, wil jy net gou hier help? Wil jy net gou hier inspring? Kom ons doen gou dit. Jy het hier gewen, jy het daar gewen. Dankie dat jy baie gewen het. Dit op maklik die podcast gekry het. Maar dankie vir jou moeite. Ek dink van die luisteraars by die huis ook kan ons net vir jou dankie sê. Dankie Sakkie. Dankie Barry. Julle doen baie vir ons waardeer. So en dan obviously sou 100 episodes nie gebeur het sonder Pa nie. Dit is Pa doen al die legwork aan daai kant. Ek sit maar net hierso en edit. So dit is maar my gedeelte is klein, ek dink in vergelyking met wat Pa maar moet doen. So ek dink hierdie 100 episodes is 'n celebration vir Pa. So ek wil Pa dankie sê vir 100 episodes. En hopelik gaan ons in 2026 in en met net sterker en sterker van daar af. Ag, dankie Sakkie. Ja nee, dit is so. Ek kan wel vir mense sê dat nie een van die 100 episode sou gebeur het as jy nie geleer het hoe om goed te redigeer en al daai werk te doen. Ek bedoel dit sit nie in enige ou se pype nie. Met die gevolg, ja nee, Sakkie, ek dink jy het 'n fenominale idee gehad. Dit is jou idee, is jou plan, is jou alles. En ek wil vir jou net sê, well done met jou 100 episodes. Dit is regtig waar ongelukkig sit jy in Vietnam. Ek dink nie jy besef wat se impak dit het hier nie. As jy in die oggend by 'n kompetisie kom, jy hoor die ouens praat daarvan. As jy in 'n winkel kom, jy hoor die ouens praat daarvan. Die winkeleienaar sê van hoor hierso maar hulle het die gehoor of die mense loop en dan sê hulle het nou gehoor van hierdie UFO gewig hier of 'n ding en hulle sal dit gaan soek. Weet ek gebruik dit nou maar net as 'n voorbeeld. Maar daai groot strykhuisers se goed. Die ouens hoor dit en hulle gaan traai dit. So well done vir jou en ongelukkig dat jy nou nie elke dag dit kan beleef wat ons hier beleef nie, maar dit is regtig fenomenaal. Ag, maar dit bly lekker. Ons geniet dit. Solank as ons dit geniet, sal die podcast aangaan. Dan is vir ons lekker om inligting vir julle te kry. Maar ja, ons sal julle dan sien. Ons vat dan nou af tot en met die 22ste Januarie toe. So ons gaan nou so 3 weke afkry. Julle sal sien ons sal dalk as ons nie so lank kan uithou nie, dan sal ons dalk 'n vinnige live sessie doen of ietsie soos dit. Ek dink 3 weke gaan lank wees vir my en my Pa om nie ietsie te doen nie. So maar hou maar net die social media's en die goed op. Dan sal ons julle sien in die nuwe jaar. Ek hoop julle het 'n vreeslike lekker Kersseisoen en spandeer goeie familietyd saam met julle families. Julle is bevoorreg genoeg as julle bevoorreg genoeg is om dit saam met julle familie te doen. Ek sit daar aan hierdie kant van die wêreld, so ek sien 'n bietjie minder van my familie hierdie tyd van die jaar. Maar ja, ek hoop julle het 'n lekker festive season en dan sterkte vir 2026. Ek hoop almal het 'n moeë lekker jaar wat voorlê. Ons sien julle in die nuwe jaar, selfde tyd, selfde plek, op 'n Woensdag 12:00 middagete. Ons is hier, so julle weet ons gaan hier wees. So dan sien ons julle daar. Cheers.